Goeiemôre van my kant af, altyd lekker om saam met ons mense te kuier, is altyd so goed om te sien en met hierdie lekker somer daar wat ons het ook en ons bid sommer vir die boere ook vir reën. Ons ouens het al lekker swaar kry net vir dit en vertrou die Here. Maar ja, soos Llewellyn gesê het, ons gaan aan met ons reeks Becoming Love en in hierdie reeks spesifiek het ons is ons besig om te kyk na die boek Korintiërs, of dan in die boeke Korintiërs. Paulus wat vir die Korintiërs skryf, en dan Korintiërs 1, Korintiërs 2, so jy is welkom om sommer in jou eie stilte tyd so 'n bietjie daardeur te lees, en net jouself bewus maak van dit wat die Here vir ons deur sy woord net gee, wat dit betref, en jy is ook welkom om op ons, as jy die YouVersion app het, die Bible app het, kan jy dit aflaai, of as jy hom het, kan jy gaan kyk daar, Becoming Love, ons het ook 'n Bybelleesprogram vir jou in die tyd. Ons selgroepe kry nou al materiaal wat van ons afkom, video's en selmateriaal, en maar jy is ook welkom om die dagstukkies of dan nou die Bybelleesprogram te gaan aflaai of te gaan kyk daar net van wat ons sê. So die Korintiërs was baie bekend vir hulle funksionering in die gawes, en ek haak so 'n bietjie aan by wat Llewellyn verlede week gesê het, hulle was bekend natuurlik vir goed soos hulle passievolle aanbidding, en hulle was baie betrokke in goeie lering, en hulle was strategies geplaas as gemeente om 'n impak in die stad te maak. Klink amper soos Doxedayo Raslouw, 'n impak in die stad te maak, en net so betrokke te wees. Maar te midde van alles het Paulus dit goed gedink om bietjie aan te spreek. Hy sê, dis die een ding wat julle kort kom in hierdie hele ervaring van julle stap 'n pad met die Here, julle ken die Here, en so meer is die hele gedagte van, spreek julle aan rondom hulle onvolwassenheid. Hy sê, die een ding wat julle kort is om volwasse te wees uiteindelik. Maar Paulus het dit nodig geag dan om daaroor te praat, as dit kom by al die mooi goed wat hulle al reeds weet rondom die Bybel en rondom hulle verhouding met die Here. En dis nie asof hulle nie 'n verhouding met die Here gehad het nie. Ekskuus tog. Hierdie was mense wat geweet het wat die inspraak van die Heilige Gees was, wat die gawes van die Heilige Gees is. As jy daar 1 Korintiërs 12 gaan lees, wat die gawes van die Heilige Gees gehad het en daarin geleef het, maar nou sê hy vir hulle was hulle het betrokke geraak by allerlei stryery, hulle was jaloers op mekaar, alles dinge wat hulle onvolwassenheid uiteindelik beklemtoon het. Nou jy kan vir jouself dink net as jy dink aan dit het ons dalk baie keer beleef net in ons eie wêreld rondom hierdie aspekte. Het hulle baie keer nog soos kinders opgetree. Nou ek onthou net in ons geval, en ek hou van wat Llewellyn laasweek gesê het, rondom die eerste goed wat 'n kind leer is die woordjie myne. Nou ek het soortgelyke goed beleef, jy weet, as 'n ou nou kinders het, my kinders is nou so ons is op die drempel dat die laaste ene maar nou getroud raak hier in die einde van Maart, en dan is ons ook nou, en dan is hulle nou uit die huis uit, albei van hulle, maar toe hulle nou in die huis was, veral nou hier so by laerskoolstadium, dan is daar sekere goed wat moet gebeur in die huis, soos wat ons nou weet. Maar ek het altyd vir hulle gesê, luister jy gaan al buite, gaan jy sekere goed beleef, daar gaan 'n maatjie vir jou sê, jou ore is te groot, maar die oomblik as jy in ons huis inkom, dan hoef jy nie te fight vir 'n plek nie, maar daar sekere goed wat moet gebeur, die gras moet gesny word, of die waterbottel, ons het so 'n water purifier in die huis, die ding moet volgemaak word, en dan sal jy vir hom sê, Welna doen dit meeste van die keer, dan sê ek, maak jy 'n bietjie die waterbottel vol, nee, maar ek het dit die vorige keer gedoen, okay, maar doen dit nou maar net weer, alright? Ek het laasweek gras gesny, kan Boetie nie maar weer 'n bietjie gras sny nie. Okay, doen dit maar net weer. En ons beleef hierdie spanning die hele tyd van kinders wat net uiteindelik kinders is. En toe onthou ek die storie wat iemand vertel het, hy sê, een van die goed wat ek baie spyt is oor in my lewe, is dat ek nie na my ma geluister het nie. Nou vra die ou, wat het jou ma gesê? Hy sê, dis die probleem, ek het nie geluister nie. Soos Paulus sê vir hierdie Korintiërs, julle tree partykeer soos kinders op. Julle tree onvolwasse op. Maar dan vat hy hulle op hierdie journey, en dis wat ons beplan ook met hierdie reeks, en vanoggend spesifiek, vat Paulus hulle op hierdie journey van dat hy vir hulle sê, een van die sleutels om volwassenheid te bereik uiteindelik, is dat hulle die liefde van die Vader sal leer en verstaan.
En as jy mooi geluister het ons dit al gesing vanoggend. Net om jou gees voor te berei in terme van die verstaan van die Vader. Met ander woorde, ek het so 'n bietjie gaan kyk na die begrip Vader. Wat beteken die begrip of dan die betekenis Vader? En daar's soveel mooi goed wat jy kan beleef. Hy praat van provider, protector, supporter, lover and nurturer. Unconditional love, affection, affirmation, discipline with care, and emotional presence. One that offers security and identity to children. So in hierdie hart van hierdie verhouding lê uiteindelik ook nabyheid en aanvaarding en vrygewigheid. En een van die goed wat ons moet verstaan vanoggend is dat God het ons ingenooi by ons wedergeboorte die dag toe ek ja gesê het vir Jesus Christus, het hy my ingenooi en my kom vestig in sy familie en om dit bietjie nader aan ons lywe te trek is hy het ons gevestig in hierdie gesin as sy geliefde kinders en dan ook erfgename. Daar's niks wat vir jou meer die vestiging van kind wees kan gee as die feit is dat jou naam in die testament geskryf is nie. En dis wat met ons gebeur het uiteindelik. Nou ek het so 'n bietjie van 'n ervaring. Ek het die voorreg gehad om 'n pa te hê wat ek ongelooflike mee goeie verhouding gehad het. Bietjie vroeg oorlede in my lewe, maar net dit wat ek van hom geleer ken het en dit wat ek verstaan het. Nou ons het so 'n situasie gehad dat my ma so 'n bietjie vroeër oorlede, maar nou het hulle altyd geglo ons seuns mag nie rugby speel nie. Want raai hoekom nie? Want die rugby spelers drink te veel. En toe doen ek atletiek en ja, toe kom ek agter. Dis nie die rugby spelers nie. Maar dit was hulle wil ons beskerm het van hierdie tipe ding. En eendag speel ons, ek het so half skelm op 'n manier jy weet, hom gebel, ek was in die kos, dan bel ek hom en sê ek, pa, Jesus, hulle het hierdie keer het hulle regtig net 'n vleuel nodig. Dan sê my pa, net hierdie een keer. Dan so gebeur dit volgende naweek en uiteindelik speel ek rugby en ek speel nou rugby en ek weet nou my pa is nou nie so 100% met my wat hierdie rugby speel nie. En maar tog eendag toe ons speel teen 'n spesifieke skool. Ek het daar in die Wes-Transvaal skool gegaan en hierdie wedstryd was baie tight en ons is 5-11 uiteindelik en toe ek so kyk hier links my. Jy weet mos as die ouers so langs die kantyne staan. Hier staan my pa. Ek kan nie vir jou sê wat het dit in my lewe gedoen, die feit dat en ek onthou dit vandag nog, dis hoekom het so impak in my lewe gehad het, is dat hier staan my pa, hy aanvaar my, hy is okay met my, hy sê, yes, go for it, en hy skree nogal vir my so 1 of 2 goedjies, so asof hy iets weet van rugby, skree nogal so vir my 1 of 2 goedjies hier van die kantlyn af, en maar toe het ek 'n houding. Kyk, maat, ek is die vinnigste vleuel in die skool, en ek druk 2-3 daarna en ons wen die wedstryd. Ek sê nee, maar dis wat dit gebeur, want hoekom? Ek het gesien my pa sê. En ek het daai selfde gedagte en daai selfde ervaring wat ek aan my kinders oorgedra het ons het dit so beleef dat hulle hierdie van jy gaan slegte goed daar buite beleef, maar as jy in die huis, hierdie huis hoef jy nie te fight vir 'n plek nie, daai tipe ding. En so gebeur het dat ek en my seuns, hulle was net so begin hoërskool, laat laerskool, die twee van hulle, en nou speel ons golf. Nou het hulle net, en Marne die jongste een het begin vir die skool, die laerskool begin golf speel, en deel van die liga en so meer. Maar die mere is kort, net so kort. Julle weet ons nou, so by 11-12 jarige ouderdom. En hy slaan op 'n stadium 'n bal wat nie gaan waar hy gedink het die bal moet gaan nie. En hy besluit hy gaan die bal 'n les leer en hy vat sy stok en hy gooi hom omtrent 3 fairways ver. Hy's nou dik vir hierdie storie. En ek sê vir hom, hey, doen jy dit as jy by jou maatjies ook is? En hy skryf vir my terug, nee, maar pa is my pa. Ek wil sy nek breek, maar dit was ook 'n bietjie van 'n kompliment om te hoor, maar pa is my pa. Hier kan ek doen wat ek wil. Ek het klaar liefde, ervaring en aanvaarding beleef, maar pa is my pa uiteindelik en dit kan ek beleef. En dis wat ons vanoggend vir jou wil net, dat jy dit snap vanoggend, die hart van die Vader. Hy sê in 2 Korintiërs 6 vers 13 of vers 18, ekskuus. Hy sê ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns wees en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Kan jy sien hoe trek ons in daai gesin van God homself as ons Vader? Daar's 'n ou met die naam van J.I. Packer wat die volgende gesê het en hy vat dit vir my so mooi saam met dit. Hy sê if you want to judge how well a person understands Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child.
And having God as his Father, for everything that Christ taught, everything that makes the New Testament new and better than the Old, everything that is distinctively Christian as opposed to merely Jewish, is summed up in the knowledge of the fatherhood of God. Father, luister mooi, Father is the Christian name for God. Is dit nie mooi nie? So dat ek net vanoggend hier kan sit en my begeerte en my gebed is net so, dat jy vanoggend die hart van die Vader vir jou sal kan ontdek. En dan hierdie stelling wat sê, mense groei nie waar hulle geplant is nie, mense groei waar hulle liefgehad word. Kan ek net Dr. Russell Campus, as jy nou saam met ons journey vir 'n ruk al, net hoop ek, jy sien hoe dat ons in terme van die span, die leierskapspan, die span wat hier betrokke is, net so ons liefde aan ons mense wil bekend maak. En dis hoekom ons hierdie tipe goed het soos Complete en Kingsman en Discovery en CCEP en Radiance. Dat ons jou kan help, want ons is uiteindelik besig om disippels te maak, en in die maak van disippels staan dit groot uiteindelik, dat ons sal besef ons identiteit in Christus. Dis wat ons beleef, en ek wil jou uitnooi weer eens, soos wat Llewellyn voorheen gesê het, môre aand het ons inligtingsaande van al hierdie prosesse. Gaan skryf vat jou foon en vat weer daai scanner en gaan en registreer vir hierdie prosesse. Want ons wil jou vat op hierdie journey van liefde uiteindelik, wat jy dit sal verstaan. So God ons Vader het die volle betekenis van sy vaderskap eenmalig en vir altyd geopenbaar. Luister mooi, deur wie? Deur sy liefde vir sy seun Jesus Christus. Hy is die perfekte Vader. En die rede hoekom ek dit sê, is baie keer in jou aardse vader, baie mense, en ek het al van baie manne spesifiek gehoor, wat nie die ervaring gehad het wat ek gehad het in terme van my aardse pa nie. Maar hier het jy met 'n perfekte Vader te doen. Ons eie paas maak baie keer foute, maar hier het jy met 'n perfekte Vader te doen, en dis wat ons van praat. Daar's 'n mooi voorbeeld van Jesus toe hy gedoop is, en die storie gaan dat hy kom na Johannes die doper toe, en hy sê vir Johannes, jy met my doop, en uiteindelik is hulle in die Jordaanrivier, en mense staan rondom hierdie Jordaanrivier, as ek dit so kan stel, en hulle kyk alles wat hier gebeur, en Jesus word gedoop, en toe hy uitkom uit die water uit, is daar die Bybel wat sê, die Heilige Gees het op hom kom sit in die vorm van 'n duif, en ek hou so mooi daarvan, in die Engels sê hy, and it remains, op Jesus. Maar dan kom die stemme die hemel uit, hoorbaar vir almal wat daar gestaan het, wat God die Vader kom verklaar, wie het ons mee te doen? Dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Dis soos my pa wat aan die kant van die rugbyveld staan. Hierdie is my geliefde seun, en ons ken die storie net daarna, en ek besef, net daarna lei die Heilige Gees vir Jesus in die woestyn in, en met hierdie vastigheid van sy identiteit, van wie hy weet, dat hy sy geliefde seun van die Vader, gaan hy 40 dae en 40 nagte vashou, en uiteindelik kom die duiwel, en die duiwel versoek hom, en by 3 geleenthede vra die duiwel vir hom, en hy in my woorde, toets hy hom op terme van sy identiteit, en hy sê, as jy die seun van God is, en dan volg daai versoeke. Hy sê, as jy die seun van God is, jy weet net, die duiwel is nooit reg nie. Hy is altyd 'n leienaar, want dis nie wat God gesê het nie. Want God het gekom en 'n tweeledige verklaring, 'n identiteitsverklaring kom maak vir die seun, waar hy gesê het, jy's nie net my seun nie, nommer 1 is jy my seun, maar nommer 2 wat praat van erfgenaam, en nommer 2, jy's my geliefde seun. En ek is oortuig daarvan, dis die rede hoekom Jesus die versoekings kon weerstaan en uiteindelik met groot sukses sy bediening kan begin. Dis wat daar gebeur het uiteindelik. Jy is my geliefde seun. En hier's die waarheid daarvan wat ek en jy moet verstaan. Ek wens jy kon dit teen jou kar se spieeltjie gesit het, wat ons die stelling maak, love precedes identity and identity precedes activity.
Kan ek net iets daaroor sê? Love precedes identity. Dis wanneer ek verstaan God se liefde vir my en ek verstaan wie ek is in hom en ek verstaan my identiteit wat uiteindelik natuurlik sy liefde maak my identiteit vas en my identiteit omdat dit vasgemaak is in die liefde van God, daarom kan my aksies daarvan getuig. Ons is in Februarie en ek kan jou vra, hoe gaan dit met jou nuwejaarsvoorneme? Want ek dink baie keer met ons nuwejaarsvoorneme, iets soos daai, is daar goedjies wat ons sê, ek wil 'n beter man wees vir my vrou, ek wil 'n beter vrou wees vir my man, en ek wil 'n beter pa wees vir my kinders, en natuurlik nou nie eens te praat van al die ete wat ek gaan doen, en al die oefeninge wat ek gaan doen nie, en die rede baie keer is, omdat mense dit nie reg kry om hierdie goed te leef in hulle lewe nie, is omdat hulle nie weet wie hulle is in Christus nie. Luister, jy's vas in Christus, en kan ek hierdie voorbeeld weer gebruik, waar ons praat van, as die Ferrari in die garage staan, gee jy nie om so nou en dan met die volla te ry nie, as jy jou volla verstaan, want ek weet wie ek is, want my identiteit is vasgemaak. Die Ferrari staan in die garage, daarom kan ek baie keer na mense toe uitleef, wat liefde uiteindelik vir my vra. Dis wat kan gebeur in my lewe. As jy dan kyk na hoe dit op ons van toepassing kan maak, in hierdie wêreld wat vandag is soos dit is, en ons beleef baie goed daar buite, wat ons baie keer laat twyfel aan ons verhouding met die Here. Johannes 17, dan sê hy so mooi, hy sê, ek het hulle die heerlikheid gegee, wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is, ek en hulle en U en my, sodat hulle volkome kan wees, een kan wees, en dat die wêreld kan weet, dat U my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Die voorbeeld van Jesus wat ons het, is uiteindelik 'n voorbeeld van wie ek en jy kan wees, in die verstaan van God se liefde vir ons. Dis wat ons kan beleef. En Jesus het die Vader se liefde kom demonstreer en het vir ons kom wys en kom modelleer uiteindelik en Jesus, want Jesus was die volheid van, wanneer ons lees in die Bybel, God is liefde, het Jesus vir ons kom wys. Hy het presies dit geleef wat die Vader vir ons kom gee het. Filippus, een van Jesus se disippels, dan kom hy na Jesus toe en ek dink hy was so oorweldig met wat hy beleef het van die identiteit en die karakter van Jesus, dat hy nie anderster kon as om te vra, wys ons die Vader. En dan kom Jesus, dan sê Jesus vir hom, Filippus, vir 3 jaar het ek saam met jou beweeg. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En ek nooi jou uit om sommer daar met die evangelies te begin, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en dan kyk jy na Jesus, hoe dat hy opgetree het, hoe dat hy met mense gewerk het, genesings wat gebeur het, 'n klomp goed wat deur hom net plaasgevind het. Dan sien jy die hart van die Vader, en dis wat ons vandag moet beleef, die hart uiteindelik van die Vader. Dis wat ons kan beleef. Ek het 'n stelling hier neergeskryf, Jesus se lewe was nie bloot die weerkaatsing van die Vader se liefde nie, maar die volle reproduksie daarvan. In sy volheid kyk ek na Jesus en ek beleef hom in my lewe en uiteindelik reageer ek op dit wat ek verstaan, sy liefde vir my. Dit maak dat ek kan goed begin doen wat ek in hierdie jaar besluit het om te begin doen. Want ek verstaan my identiteit. Ek het dit gesien. Nou net op ons, hoe in ons lewe dit dan lekker kan vasmaak en prakties maak in ons lewe. As dit gekom het by liefde, dan het Jesus vir ons liefde gewys, maar dit kon hom en het dit hom baie gekos. Net sy kruisiging, as jy weet wat Mel Gibson gedoen het met die Passion of the Christ, die fliek wat hy gedoen het, dan gaan kyk jy wat se prys het liefde uiteindelik hom gekos. En baie keer as ons praat en ons kyk na Jesus en ons kyk na sy liefde vir mense en hoe hy teenoor mense opgetree het, dan sien ons sy liefde vir ons uiteindelik en is van daai verstaan dat ek liefde vir mense kan uitleef. Because love precedes identity and identity precedes activity. Daar's 'n mooi voorbeeld waar Jesus met 'n melaatse werk. Dis hoekom ek sê dit kon hom kos. En ek wil vir jou daai gedeelte lees in Markus 1. Wat hy dan sê, hy sê nog voor dagbreek die volgende oggend het Jesus opgestaan en alleen op 'n stil plek gaan bid. Later het Simon en die ander mense by hom
agter Jesus aangegaan en toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal vra na u. Jesus het geantwoord, ons moet ook nog verder gaan na die omliggende dorpe, sodat ek ook daar kan preek. Dit is immers waarvoor ek gekom het, om die liefde van die Vader te kom wys, op 'n wêreld wat dit so nodig het. En dan lees hy 'n man met melaatsheid het na hom toe gekom, voor hom gekniel en hom gesmeek met die woorde, as u wil, kan u my gesond maak. Jesus het hom innig jammer gekry. Dis wat liefde doen uiteindelik. Hy sê sy hand uitgesteek en hom aangeraak met die woorde, ek wil dit vir jou doen, word gesond. Nou ek sien nou die disippels, almal weet, as jy naby 'n melaatse kom, gaan jy onrein word, want dis wat hulle moes buite die dorp gebly het, hulle kon nie naby die mense gekom het nie, want dis 'n baie ernstige aansteeklike siekte gewees. Nou sien hulle Jesus gaan staan by die ou, luister hier, nou sê hulle vir mekaar, waarmee is hy besig? Weet hy nie, it's too close for comfort, ou. Dis wat hier nou gebeur, en daar vat hy in die ou. Met ander woorde, as hy in die ou gevat het, dan het hy onrein, dan moet hy hom ook voor die priester gaan wys, en dan moet hy ook sekere rituele nakom. Maar die mooie van die storie is dat toe Jesus aan daai melaatse vat, het die melaatse gesond geword, en Jesus het nie rein geword nie. En hier is 'n baie groot voorbeeld vir ons, wanneer ons na 'n wêreld toe gaan, waar ons baie keer voel, moet net nie soontoe gaan nie, moet net nie daai mense, moet net nie deel van hulle wees nie. Sê, wanneer ons hulle aanraak, raak mense gesond in hulle wese, en ons is onder die beskerming van Jesus Christus, ons moet dit verstaan. So, want uit God se liefde, die God is liefde, het uiteindelik vir ons kom wys. Ja, die band kan vir ons opkom, ouens, dankie. En Paulus beskryf dit so, hoe is dit op my en jou van toepassing? 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 15 sê, die liefde van Christus dring ons. Luister hier, as jy liefde verstaan, as jy liefde ontdek het, dit deel van jou persoonlikheid, jou identiteit gemaak het, kan jy nie anders dan nie. So, my vraag is altyd, as ons nie liefde daar buite sien nie, dan wonder ek hoeveel liefde het ons reeds ervaar en beleef. Dis wat hy sê, die liefde dring ons, omdat ons geoordeel het, dat een vir almal gesterf het, glo ons dat ons almal ons ou sondige lewe afgesterf het. Hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Dis wat gebeur met jou, as jy die liefde van God verstaan. Hy sê, ek leef nie meer vir myself nie. Ek weet wie ek is in Christus, daarom kan ek liefde uitleef. So liefde is nie net iets wat ek ervaar nie, dit word die kern van wie ek is. Die God is liefde is in my wese, ingeburger. As God dan liefde is, dan word ek en jy liefde. Ons kyk na die voorbeeld van Jesus, of die lewe van Jesus, nie as 'n voorbeeld vir ons nie, maar 'n voorbeeld van ons. Dis wat jy geword het, dis wie jy geword het. Soos God Jesus lief gehad het, het hy my en jou lief, en dis wat jy moet verstaan vanoggend. As ons die Vader se liefde in ons beleef en dit uitleef, word ons sy vaderlike teenwoordigheid in 'n samelewing wat dit so nodig het. Dis hoekom ons dit sê, ons moet we are marked by His glory, but we are known by His love. En dis wat Paulus vir die gemeente in Korintië probeer vasmaak het. Hy sê, deel van julle volwassenheid gaan begin wees wanneer julle liefde verstaan. Julle gaan anders te begin optree. Julle gaan nie meer jaloers wees op mekaar nie. Daar gaan nie snaakse goed gebeur nie, want julle verstaan God se liefde vir ons. Ons is nie gewone mense nie. Ons word erken as die geliefde seuns en die geliefde dogters van God uiteindelik. En ons is geroep om sy liefde vir hierdie wêreld te word. Sal jy saam met my staan asseblief? We are marked by His glory, we are known by His love. Mag 2026 net so anders lyk as enige ander jaar wat ons ooit beleef het. So Vader, en ek kan vanoggend met groot vermoedigheid sê, Vader, my Abba Vader, my Papa, die een wat vir my sy seun Jesus Christus gestuur het om vir ons te sterf, die volheid van U liefde wat U vir Jesus gewys het,
wil U hê ons moet snap en beleef. So Here, dankie dat ons as 'n gemeente hier kan staan en as 'n eenheid hier kan staan soos ons vroeër gedoen het. En Here, al liefde kan gaan uitleef soos wat ons liefde ervaar. Because love precedes identity and identity precedes activity. Mag ons optree as mense wat verstaan hoe God ons liefhet. In Jesus naam. Amen. Amen. Jy kan net so staan, ons gaan 'n lied sing. Dit is my so mooi wat jy praat van die bewustheid, dat ek net weer bewus moet word, want dit is nie iets wat hy oor moet doen nie. Dit is iets wat hy klaar gedoen het. Ek moet weer bewus raak dat hy in ons midde is en dat hy lief is vir ons. Kom ons sing.